Is hy daar, Sjaal? Hy's daar. Goeiemôre almal. Ons het as gemeente 'n baie besige week gehad die voorafgaande week. Ons het maandag Lis Meyering hier gehad. Ons het dinsdag aand het ons kerkraadsvergadering gehad. Ons het oom Bart se gedenkdiens gehad. Ons het ons gewone Bybelstudies en dinge gehad. So die gemeente het absoluut het gehum soos 'n masjien en dinge was baie besig geweest. Nou, net om te sorg dat die gemeente dan kan sê dat hy op alle vlakke, van leraarsvlak tot gewone gemeentelede aan die gang was, het daar maandagmiddag laterig is daar ook 'n huwelik in die kerk bevestig. En ek wil graag namens die kerkraad en die gemeente vir André en Nikkie vra om hier na vorentoe te kom asseblief. Ek is nie doodseker nie, Nikkie, is julle potgieter Viljoen potgieter? Ek gaan nie heeltemal weet in daardie tegniese detail en gaan nie juist die prokureur sorteer jy dit uit asseblief. Maar ek wil namens die kerkraad en die gemeente vir André en haar wederhelf, vir Nikkie baie geluk sê met hulle in huwelikktreding maandag. Ons het haar gespot en hulle gespot daarna dat die Lis Meyering storie eintlik maar net 'n verskoning was om 'n goedkoop onthaal te organise, jy weet. En ek dink ons moet hulle dalk op geluk wens, want dit wys hulle weet hoe om met geld te werk ook. Julle twee van ons van die gemeente af, baie geluk. En André, ook vir jou twee wat agter in die banke sit by ouma hulle, baie geluk en ons wens julle die beste toe van geluk en nabyheid aan God in die huwelik, soos wat die jare aangaan. Ek gaan vir Dominee André vra om vir ons 'n gebed te doen, en as hy met die gebed klaar is, gaan die gemeente net vir ons opstaan as hulle nie omgee nie, en dan net laat hierdie seën op hul daal, net vir die bruidspaar toesing. So baie geluk weer. Goeiemôre vriende. André is nou nie mevrou Dominee nie, dis 'n ander ding, né? Dis die Dominee se vrou. Nou weet ek of sy Dominee mevrou is of wat nie. Ons moet eintlik 'n kompetisie uitskryf vir die nuwe titel wat sy nou gaan hê. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, voor hierdie erediens vanmôre aanbid ons U, die Skepper, die Onderhouer, die God wat mense uitverkies nog voordat hy die wêreld gemaak het, wat ons op hierdie aarde plaas met 'n besondere doel. En baie dankie dat ons vanmôre vir André en Nikkie aan die sorg kan opdra, en bid Here dat U elke dag van hierdie nuwe lewe by hulle sal wees. Ons bid vir hulle in hulle persoonlike lewe. Here, U weet wat ons van dag tot dag nodig het, en ons bid dat U dit vir hulle sal gee. Bid vir hulle as 'n gesin. Bid Here dat U ook vir hulle sal versorg. U beloof by monde van Paulus dat U in elke behoefte van ons ryklik sal voorsien volgens U oorvloedige rykdom in Christus Jesus. En ons bid dat U dit vir hulle sal gee. Bid vir hulle huwelik. Here, dit is 'n wonderlike ding wanneer U mense vir mekaar gee in 'n huweliksverhouding. En ons bid Here dat hulle in hierdie verhouding ook elke dag tot U eer sal lewe. Dat hulle huwelik en hulle gesinslewe tot U eer sal wees. Bid vanmôre vir André, die dominee van die gemeente. Here, dat U ook vir haar sal seën met krag, genade, wysheid, die insig, die luister na God, om ook hierdie gemeente te lei op die pad wat U vir ons bedoel het. Baie dankie dat ons vanmôre hier kan staan in afhanklikheid van U. Bloot my net in die wete dat ons in alles so afhanklik van U is. En ons bid Here dat U Gees in ons as gemeente sal werk, en ook in hulle twee, en in haar as leraar. En baie dankie dat ons dit vanmôre van U kan vra, in die naam van Jesus Christus, ons middelaar en verlosser. Amen.
Goeiemôre gemeente, ook van my kant af gaan ons nou ons erediens inlei met hartlike saamsing uit lied 199 in die liedboek van die kerk. Loof die Here uit die hemel, loof hom deur wie ons bestaan. Ons sing die 3 versies daarvan baie hartlik saam. Baie dankie vir hierdie wonderlike sang waarna ek kon luister. Gemeente, ons sluit ons inleidende sang tot die eredienste af met die sing van 'n baie pragtige gebed en dit volgens lied 273 in die liedboek van die kerk. Ons gaan die 3 verse daarvan sittende bidend saam sing. Laat my met u verenig lewe, u wat die ware wynstok is.
was 'n erediens. Daar het inderdaad baie goed gebeur hierdie week in die gemeente, opwindende goed wat ons saam vier en bitter baie dankie ook vir julle seënbede aan ons vanoggend. Ons waardeer dit ongelooflik baie dat julle ons ook met die seën van die Here so op ons pad stuur. Ons is vandag 'n hele paar gesigte in die gemeente wat ons nou nog lanklaas gesien het of nog nooit gesien het nie. So kom ons dra asseblief na mekaar toe. Laat die persoon voor, langs en agter jou gasvry voel. Groet hulle as jy hulle nie ken nie, stel jouself voor. Ons gaan nou ons lekkertjies ook uitdeel vir die erediens. Kom ons groet mekaar. Goed, wie hier vanoggend kuier vir die eerste keer saam met ons? Ek gaan julle nie op die spot sit nie. Ek sien hier en daar 'n nuwe gesig. Ons wil graag sommer net vir julle 'n pakkie gee om julle welkom te heet. Nee, hier's baie mense. Steek asseblief op julle hand. Hier's een. Ek weet hier's 'n dame hier voor. Daar's iemand. Baie welkom. Dit is vir ons lekker dat julle hier is nog. Ek het nog gesigte gesien vanoggend. En dan natuurlik die koor daar agter. Goeiemôre en baie welkom ook aan julle. Is vir ons altyd heerlik om julle hierso te hê. Is dit net die twee wat gaan waag om hulle hand op te steek vanoggend? Goed, Abby, kan ek asseblief vir jou vra om hulle sweeties te gee? Estel, jy het ook gaste? Kan ons vir julle ook gee, Abby, daar by Tannie Estel? Estel, kan jy net gou jou hand opsteek asseblief? En dan daarby Tannie Alida. Tannie Alida, steek asseblief met julle hand op met Abby. Mens dink jy kan alles sien van die bo af, maar mens mis nogal. Goed, is daar nog iemand wat nou moed gekry het intussen? Niemand nie? Goed, Abby, baie dankie. Terwyl jy aan die uitdeel is, kan ek vir jou vra om net hier by my te kom staan. Ek wil graag iemand my help met nog een ding. Gemeente Chris verjaar vanoggend. En Chris, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here vir jou ryklik seën en mag die voorspoed vir jou net verveel. Dis ongelooflik om saam met jou te kan werk. Dankie vir al jou mooi wat jy besluit om in hierdie gemeente te kom belê. Ons is saam met die Here opgewonde oor die talente en gawes wat hy ook vir jou gegee het. En dankie dat jy ons daarmee dien en mag die jaar wat voorlê vir jou en Andrea net gesondheid en vreugde en liefde inhou. Namens die gemeente gaan ek ook vir jou 'n pakkie saam met Abby daar agter toe stuur. So baie geluk met jou verjaarsdag. Geniet dit en dink daaraan ons wanneer jy dit gebruik. Gemeente, gaan gou vinnig deur die afkondigingshardloop, wat jy reeds op die bord gesien het. Onthou asseblief vir al die senior jeuggroepe, ons kom nie volgende week hier by die kerk by mekaar nie. Ons kry mekaar by Woodlands gemeente om 5:00. Ons is so 8 gemeentes in die stad wat saamwerk en dan so kwartaalliks iets lekker en groot vir die jeug beplan. Dis gratis. Ons gaan praat oor sosiale media en die impak daarvan en die rol wat dit speel in ons jong mense se lewens. As jy 'n ouer, 'n voog, 'n versorger of 'n grootouer is en jy het ook 'n behoefte om dit by te woon, is jy meer as welkom. Is absoluut gratis. Onthou asseblief, ons kry mekaar daar. Dis nie dat ons hier by mekaar kom nie, ons kry mekaar daar. Ek en Dominee Andrei gaan beide daar wees, maar asseblief ons vra vir die ouers wat hulle kinders gaan aflaai, om verantwoordelikheid te vat jou kind aflaai en weer gaan optel. As daar vervoerprobleme is, laat weet vir ons. Natuurlik kan ons nog 'n paar in die karre gooi en kan ons vervoerreëlings tref, maar so ver as moontlik dat ons weet dat elke kind veilig is. Dit is 'n groot groep en as elke ouer verantwoordelikheid vat vir sy kind, is ons gemakliker vir die middag. Dit gebeur volgende naweek die 27ste, wat ook volgende naweek die 27ste gebeur is die kampnaweek. Chaleits is ook beskikbaar, so as jy nie 'n woonwa het of 'n tent nie, is jy nog steeds meer as welkom om saam te gaan. Jy kan met Wilko gesels, ek sien nie vir Wilko hier nie. Oom Thys, kan ek sommer vir oom in Wilko se plek sit, net dat daar gestig is. Goed, jy kan met oom Thys gesels en die inskryfvorms is in die inligtingssentrum hier agter. Gemeente, ons sluit hierdie maand ons 10de maand dankofferfees af en ons mikpuntbedrag was R300,000. Ons het min of meer gestabiliseer op 577, wat beteken dat ons amper dubbel ons mikpuntbedrag gemaak het. Nou, voordat ons as gemeente enigstens ons nuwe finansiële jaar in Maart maand kan afskop,
het ons die behoefte om volgende Sondag te kom stil word en die Here te kom dank vir sy goedheid en sy liefde en voorsienigheid in hierdie gemeente. So volgende week het ons 'n dankfees, daar's nie 'n gesinsdiens nie, dit gaan 'n gesamentlike diens wees waar ons 'n dankfees gaan hê en die Here gaan dankie sê vir die mooi bedrag en dit ook maar net simbolies, nê, oor hoe hy sy hand oor die genoot hou. Op hierdie punt ook bitter baie dankie vir elke persoon wat 'n bydrae gemaak het, of jy nou groot bydrae gemaak het, soos die weduwee jou 2 muntstukkies ingegooi het. Ons sien in elke bydrae wat in hierdie gemeente inkom, dat dit met 'n ruim hart en met groot liefde deur elke lidmaat gegee is. So bitter baie dankie vir julle deelname in die projek. Ons wil julle graag uitnooi. Die liturgiese span is reeds aan die beplan vir 'n dankfeesdiens volgende Sondag en julle almal is welkom. Dit sal vir ons lekker wees as julle hier kan wees. Ek gaan vir Kobus en vir Jessica vra om vir ons die Christuskers aan te steek, waarna ons met die res van die erediens sal begin. Ons staan vandag stil by die Lukas Evangelie. En as 'n mens die Lukas Evangelie wil verstaan, dan is daar 2 goed wat jy in gedagte moet hou. Die eerste een is dat Lukas Evangelie baie moeite daarmee maak om vir ons te probeer vertel dat hierdie Christus die Messias is. Dat hierdie Christus God is en om iets van sy identiteit op die tafel te sit. Die tweede wat daarmee gepaard gaan, en vir Lukas kan jy nie die 2 uitmekaar uithaal nie, natuurlik is die koninkryk van God, en die frase die koninkryk van God of die hemele word meer as 32 keer in die 24 hoofstukke van Lukas genoem. Ons liturgie fokus vandag juis op hierdie 2 aspekte. Die eerste oor die identiteit van God, wat ons ook nou in die foto gaan lees, en dan gaan ons afsluit met ons slotlied aan die einde van die erediens, om iets van ons verantwoordelikheid in God se koninkryk ook te bely en daar te stel. Ons foto vandag is in Psalm 125. Die wat op die Here vertrou, is so Sionsberg, wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd.
Die God van Sion, die God wat jou omsluit van alle kante. Die God aan wie lofsang toekom, groet julle ook vanoggend met die woorde genade vir julle en vrede van God ons Vader. Sy seën ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en dan reageer ons op die koor se lofsang en ons loof saam die Here. In Lukas 4, elke keer wat Christus die Satan antwoord, haal hy 'n teks uit Deuteronomium aan. En daarom ons wetgedeelte, vandag Deuteronomium 6 vers 2, wat bekend staan as die Shema onder die Jode. Die Jode sal die Shema ook aan hulle deurkostyn vasmaak, en julle sal hoor, die teksgedeelte sluit af oor hoekom ons dit moet doen. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hart, siel en met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daar praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringstekens vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.
Here, leer my hoe om die voorskrifte uit te voer, sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou. Gee my insig dat ek die wet kan gehoorsaam en dit met my hele hart kan onderhou. Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde. U veronderinge laat die my na in die hart lê, nie die begeerte om myself te verryk nie. Weerhou my van 'n nuttelose lewe. Laat my leef op die weg wat u my aanwys. Vervul ook aan my die belofte wat u gegee het aan die wat u dien. Ons staan vandag as verlosters voor die Here, so kom ons staan, dan sing ons ook ons genadelied vanoggend, waarna julle weer julle plekke kan inneem en dan gaan die koor vir ons epiklose gebed doen vir die oggend. Kom ons staan. Lukas 4 vers 1 tot 12. 42ste boek in die Bybel, 24 hoofstukke, 1151 verse. Lukas was nie een van die 12 disippels gewees nie, hy is 'n Griekse heiden wat tot geloof kom deur die evangelie en hy besluit hy moet dit neerskryf, dat daar ander mense ook is wat van die evangelie kan hoor. Hy sterf op 'n ouderdom van 84 jaar, hy's 'n mediese dokter en Lukas het vir julle vertel ook in die begin sy hele uitgangspunt is die twee goed, hou dit asseblief in julle agterkop wanneer ons die teksgedeelte gaan lees. Die eerste een is identiteit van Christus.
Die tweede ding is natuurlik hoe dit inskakel in ons opdrag om deel te neem aan hierdie koninkryk van God. So kom ons lees die teksgedeelte saam, baie bekende teksgedeelte, die versoeking van Jesus in die woestyn, en elke keer wat Christus die Satan antwoord, haal hy 'n Deuteronomium teks aan. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom, en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Die duiwel sê toe vir hom, as u die seun van God is, sê vir die klip dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar is geskrywe, mens leef nie net van brood nie. Daarna bring die duiwel hom op 'n hoogte en wys hom in 'n oogwind al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duiwel vir hom, aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort as u maar net voor my buig en my aanbid. Daarop antwoord Jesus, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hierna neem die duiwel hom na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Maar Jesus antwoord hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Nadat die duiwel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat tot sover. Hierdie week in Marula Media, ek weet nie of julle dit gesien het nie, verskyn daar die volgende artikel van 'n kunsgalery in Oos-Rusland wat 'n uitstalling gehou het vol waardevolle en antieke kunswerke. Om hierdie uitstalling veilig te hou, het hulle 'n privaat sekuriteitsmaatskappy gehuur om hulle daarmee te help, en een van die waardevolle skilderye wat by hierdie uitstalling te sien was hierdie skildery wat ook ons fokuskyfie is vir die dag. Die skildery se naam is The Three Figures en dit is deur Anna Leporaskaya geverf. Ek ken haar glad nie, dalk van die kunstkenners wat hier is. Sy verf dit in die 1930, is 'n 20 eeuse skildery. En een van die sekuriteitswagte kry toe 'n vreeslike versoeking. Hy is toe baie tempted om 'n ballpunt pen op te tel en oë te teken op hierdie skildery. Nou hierdie skildery is gewaarborg vir 75 miljoen roebel, oftewel 14,7 miljoen rand. So daar is die oorspronklike aan julle linkerkant, en aan die regterkant die sekuriteitswag wat besluit het, hy is so getemd om die pen op te tel en oogies op die skildery te teken. Nou dat laat 'n mens dink, nou moet ek ook nogal bieg in my sonde op die tafel kom sit vanoggend. Ek het vreeslik lekker gelees aan die artikel. En ek weet ek kom vertel dit nou vanoggend so half met 'n glimlag oor, maar ek kan dink as jy nou kunstkenner is of 'n kunstenaar of 'n konservasie is dit nou alles behalwe 'n grap, en hierdie wag kan natuurlik 3 maande tronkstraf opgelê word, né? Maar 'n mens kan nie help om te dink, wat op dese aarde het deur daai persoon se kop gegaan om so in die versoeking te wees om 'n pen op te tel en 'n 14,7 miljoen rand se 20 eeuse skildery so te vandaliseer nie. Ons staan vandag stil by versoekings. En spesifiek Jesus se versoeking in die woestyn, hy is vir 40 dae wat hy niks eet en drink nie, hy is baie broos, baie vulnerable, en dit is ook dan wanneer ons die mees vasbaarste is vir temptations, né? Versoekings. Wanneer ons broos is en kwesbaar is, dan wanneer die Satan in fokus en Jesus se knoppies begin druk. En Henry Nouwen skryf in sy boek The Name is Jesus dat Christus se versoekings ook ons versoekings is.
Nou, ek gaan vir julle nou mooi Henry nou in sy argument verduidelik. Ons gaan nou staan by die versoekings. Julle gaan agterkom dat ek versoeking 1, 3 en 2 doen. So as ek kom 'n bietjie omgooi, ek doen dit met as opset so terwille van die vloei van die argument in die prediking. Nou die eerste versoeking wat die duiwel vir die Here gee is om van die klippe brood te maak. Hierdie meenouin is die versoeking om relevant te wees. Dit sou nogal 'n nice partytriek gewees het as Jesus van klippe brood kon maak, né? Christus antwoord om uit Deuteronomium uit wat sê jy kan nie net van brood alleen lewe nie, maar dan gaan die Deuteronomium teks verder wat nie in Lukas staan nie, maar ook van elke woord wat uit die mond van die Here kom. Met ander woorde, wat Christus vir my kom sê, is dit gaan nie net oor die hier en die nou nie. Dit gaan nie net oor my fisiese behoefte op hierdie oomblik hier en nou nie. Maar daar is 'n groter prentjie waarna ons moet kyk en onthou nou Lukas Evangelie, né? Die koninkryk van God. Jesus het nie gekom om relevant te wees nie. Jesus het nie gekom om partytriks te doen nie. Jesus het gekom terwille van die koninkryk van Christus om armes by te staan, verontregtes by te staan, om langs mense te gaan staan wat ongeregtigheid ervaar, die weduwee, die weeskind, die wat daar nie 'n stem voor is nie, gebrokenes, sondaars. Hy is nie hier om in te gee vir sy eie fisiese behoeftes nie. Maar hy hou dit eerder terug en hy dink aan die groter prentjie wat God se koninkryk is en ons aandeel daarin. Ek kan verstaan dat nou en sê hierdie is ook ons versoeking. Hoe graag wil ons nie relevant wees nie? Gesprekke in die kerk al vir die afgelope hoeveel klomp jare gaan oor hoe kan ons as kerk net meer relevant wees? As ons net beter programme kan uitdink, né, groter programme. En as ons net beter bands kan hê en die stage vol rook kan maak en beter geboue kan hê en ons beter infrastruktuur. So asof die Here ons charisma nodig het en ons goed om die evangelie meer smaakvol te maak. Dis asof dominees en lidmate 'n ooreenkoms het. Reg, ons sal as dominees die beste professionele programme uitdink, maar dan maak julle seker hierdie banke word gevul elkeen met 'n bout. Hoeveel keer sê ons dit vir mekaar nie, julle moet asseblief iemand kerk toe bring, né? Toe ons klein was, het die kinderkraans juffrou en die JKJA juffrou en die sonnaskool juffrou en ek weet nie watter programme daar nog al was, het vir ons gesê, volgende week moet jy 'n maatjie kerk toe bring, en wonder ek, hoekom? Hoekom? Want as ek die Nuwe Testament reg lees ek nêrens van 'n kerk wat relevant probeer wees nie. Ek lees nêrens van 'n kerk wat droom oor beter geboue en beter programme, want as ons net meer coffee shops het, gaan die mense kom. Build it, they will come. Ek lees ook nêrens in die Nuwe Testament van mense wat mekaar ooreenkom dat volgende week bring ons 'n maatjie kerk toe nie. Ek lees wel van 'n kerk wat met die minimum hulpbronne uitgegaan het. En die roeping en droom wat Christus in die wêreld kom leef het vir die armes, die verontregtes, die weduwees, die weeskinders, die sondaars, die gebrokenes waarvan ons deel is te gaan leef. Die kerk hier genoot gaan ontmoet mense eers daar buite. Hulle kom ontmoet ons nie hier binne nie. Jürgen Moltmann sê die kerk mag nie relevant wees nie. Ons is anders. Ons is heilig. Ons is uniek. As jy instap, moet jy besef, hier gebeur ander goed as in die wêreld daar buite. Ons is nie relevant nie, maar die kerk probeer so graag om van klippe brood te maak. Ons moet kontekstueel wees, absoluut.
Maar as ons relevant is ons op 'n verkeerde plek. Ek het laas Sondag ook vir julle gesê, en ek wil nou by die volgende en ook daarby aankom, is op die brug, dat goeie teologie soos 'n leeu, hy verdedig homself. Ons het nie nodig om party tricks te doen nie. Hierdie behoefte om relevant te wees nie. Ons het net nodig om uit te gaan en kerk te gaan wees in hierdie wêreld, in lyn met Christus se roeping en die versoeking wat hy weerstaan in die woestyn. Wat my bring by die derde een in jou teksgedeelte hier van vers 10 af, vers 10 af. En dit is die versoeking om spectacular te wees. As jy nog jou Bybel by jou oop het, vers 10, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan ons geskryf, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Wat die duiwel eintlik vir God hier kom sê, is kom bewys aan ons dat hy God is. Eers moet Jesus 'n party trick doen en nou moet hy 'n stuntman wees, né? Kom bewys dan aan die wêreld vir wie mens kom word het, dat u dan nou hierdie spectacular is. Spring van die hoogste punt van die tempel af, hulle sal jou mos vang. En eweneens raak daardie ook ons versoeking. Jesus antwoord weer eens, hy staan van die Deuteronomium dit te sê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Hoe vasgevang raak ons moderne Christendom nie in hierdie behoefte vir die spectacular nie. Here, bewys u aan my. Here, gee vir my 'n teken. Nee, ons negotiate ons graag met God. Here, as ek hierdie teken ontvang, dan weet ek, dit is u wil. Liewe gemeente, die kruis teen daai muur, is dit nie teken genoeg nie. Die opstanding in die leë graf waarvan ons laas Sondag gepraat het, is dit nie vir jou 'n teken genoeg nie. Waarom God die heeltyd uitdaag om homself te bewys aan jou? Net 'n ongelowige volk vra vir 'n teken. Wat meer moet God nou nog doen buite in die kruis en die leë graf vir hom wat mens geraak het, die skepper van die hemel en aarde, soewereine, almagtige, alomteenwoordige God? Wat nog? Wat soek ons nog om ons te oortuig dat hierdie God is? En dat sy beloftes aan jou waar is. En dat die woord wat ons met mekaar deel waar is. En net iets is wat ons mekaar vertel as 'n coping meganisme om onsself beter te laat voel. Om te soek vir tekens nie. God is, Christus is die geopenbaarde Here. Waarom krap ons in die spectacular? As die kruis en die leë graf nie spectacular is nie, buitengewoon is nie, dan weet ek wragtig nie wat gaan vir jou wees nie. Tweede versoeking, oftewel die derde een in ons teks. Die Satan versoek Jesus om voor hom te buig. So hy wys vir hom al die koninkryke van die wêreld. Die Griekse woord wat hier gebruik word is prins van leuns, as daar verwys word na Satan. Die prins van leuns wys vir Christus al die koninkryke in die wêreld en al die rykdom, en sê vir Christus, as jy voor my buig, is hierdie joune, want dit behoort eintlik aan my. En dan antwoord Christus toe hom, jy moet God alleen dien. God is die middelpunt. En dit gaan al terug soos 'n ver in Genesis, waarom Adam en Eva nie in die boom mag eet waar in die tuin nie, kan julle onthou? In die middel van die tuin. Simbolies, want God is in die middel. Adam en Eva is nie tevrede daarmee om net mens te wees nie. Hulle word in hierdie versoeking om mag te hê, hulle wil wees wat God is, hulle wil doen wat God doen, hulle wil weet wat God weet. Hulle wil nie mens wees in die tuin van Eden nie.
Dis waar Genesis gaan. Ons is in 'n magshonger wêreld, né? The temptation for power. En Christus, en ek dink jy ons besef dit altyd nie, en sy antwoord met die Satan kom keer hy 'n hele samelewing en struktuur op sy kop. Want hy het nie gekom om mag te hê nie. Hy het gekom om te dien. Hy het gekom om in diens te staan van God se plan en God se drome, God se koninkryk. Dit was alles behalwe 'n magspel. En as 'n mens gaan kyk na die geskiedenis van die kerk, tot so vroeg as 300 na Christus, is dit 'n baie hartseer verhaal van mense wat power hungry is. Ons kry dit kruistogte, Spaanse inquisisies, slawerny, ver vorentoe 1939 tot 45, die protestante kerke, die NG Kerk is die protestante kerk, die protestante kerke in Duitsland gee hulle steun aan Hitler. Dis die power van die tyd. In ons eie geskiedenis kom gee die NG Kerk sy steun aan apartheid. En ons regverdigheid vanuit die teks, ons het 'n Bybelse antwoord vir hoekom ons dit doen en dit steun. Selfs in die kerk vandag, en ek is baie uitgesproke daaroor, julle gaan my dit nog hoor sê, die dag wat ek hier genoot verlaat, tot die dag wat ek doodgaan, maar iemand moet dit sê, is daar 'n magspel in die kerk, waar die kerk doodbloei. Christus is lankal nie meer die middelpunt van die kerk nie. Ons is magshonger en is my opinie wat tel. En ongeag my opinie en ongeag hoe verdraagsaam en verdeeldheid dit bring, ons is so honger vir hierdie mag wat die lewe vir ons kan meebring. En dit speel op julle elkeen se lewens 'n rol. Ek praat maar net vanuit my eie wêreld uit. Dit speel in die politiek, dit speel in ons skole, dit speel op ons universiteite. Oral waar jy gaan, is dit 'n stryd om mag. As ons net voor Satan buig. As ons maar net voor Satan buig, is die lewe soveel makliker. Lukas het 'n mooi manier om iets van Jesus se identiteit af te kap deur hierdie, soos 'n beeldhouer, né? Iets van Jesus se identiteit uit te etch in sy roeping. Oom Shaw, volgende skyfie, dankie. Henry Nouwen sê die volgende: as hy praat oor ons liefde vir mag, hierdie versoeking wat ons het om eerder mag te wil uitoefen as om te dien, sê hy, it seems easier to be God than to love God, Genesis. Easier to control people than to love people. Easier to own life than to love life. Oom Shaw, dankie. Volgende skyfie. As ons kyk hierdie versoekings van Jesus in Lukas 4, bloot die manier hoe Lukas hierdie argument en hierdie narratief vir ons struktureer, sien ons dat die 3 versoekings gaan oor die volgende 3 goed. Eerstens, Jesus sê hy werp sy oog op God se koninkryk. Dit gaan nie net oor die hier en die nou, sy behoefte nie, dit gaan oor 'n groter prentjie. Tweede is om God te verheerlik. God is nie hier om homself aan ons te bewys nie. God is reeds verheerlik aan die kruis. Johannes Evangelie sê so mooi dat die hoogtepunt vir hom is juis wanneer Jesus aan die kruis hang. Daar is God verheerlik. Die derde, nie mag nie, maar om te dien. As hierdie versoekings van Jesus ook ons sin is, oom Shaw, dankie, kan hom net weer teruggaan na daai drietjies toe, dankie. Is die roeping van Christus dan nie ook ons rol nie? Ons is nie geroep om die Messias te wees nie, ons moet ook nou nie ons grense bietjie oorskry nie. Maar ons is tog geroep om hierdie droom van God te gaan leef in die wêreld. Maar ons is so gefokus daarop as kerk om van klippe brood te maak. Ons is so gefokus daarop om te werk vir ons eie koninkryk eerder as Christus se. Ons is so gefokus op die spectacular dat ons vergeet om God te verheerlik. En ons is so magshonger
dat ons elke dag voor die Satan buig. Amen. Almagtige drie-enige God, Here Jesus, dankie dat die gemeente vanoggend weer hier kon bymekaar kom. Dankie dat U die woord aan ons gebring het. Here, en dankie dat U ons ook leer dat U die antwoord is. Here, en dat U ons sal bewaar van versoeking. Here Jesus, ons wil vir U vra om ook met hierdie gemeente te wees, en ons wil vir U dankie sê dat U vir hierdie gemeente sorg. Here God, en dat ons ook U woord sal gebruik daar buite om U naam groot te maak. Here God, ons wil vra vir vergifnis van al ons sondes, waar ons wel versoek word, Here, en dan swig ons ook onder die versoekings. Maar dat ons ook weet dat U vergifnis daar is vir ons. U het vir ons aan die kruis gesterf. En Here, dat ons dit ook nie goedkoop sal maak en maar net weer sondig en weer sondig nie. Dat ons om vergifnis sal vra en dat ons daarna ook sal leef soos wat die woord van ons verwag. Here God, ons wil vir elke gemeentelid hier bid. Here, waar verskillende mense ook verskillende omstandighede het, seën ook elkeen van ons. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar net uit genade. Amen. Gemeente, kom ons staan, ons sluit ons erediens af met 'n slotlied, iets wat ons oproep tot daad en werk vir God se koninkryk in hierdie wêreld. Ons gaan dit in beurtsang doen. Na die slotlied gaan ek vra dat julle net so sal bly staan vir die seënbede. Kom ons staan.
Gemeente, ek dink ons kan op daai punt ook vir ons lieflike koor daar agter 'n handeklap gee vir hulle ongelooflike bydrae tot vanoggend se erediens. Ontvang die seën van die Here waarin jy in 'n wêreld gaan uitstap vol versoekings, mag jy kies om sy koninkryk te leef. En mag jy weet dat die Here voor jou sal wees om jou pad gelyk te maak, dat hy langs jou sal wees om jou in sy arms toe te vou, dat hy agter jou sal wees om die aanvalle van die bose af te slaan, dat hy onder jou sal wees om jou te dra wanneer jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm, bokant jou om jou te seën, en die Here is in jou om jou te lei met die Heilige Gees. En die drie enige God sal met julle elkeen wees en bly, nou tot in alle ewigheid. Amen. Baie dankie vir die saamkerk. Ek hoop julle het 'n heerlike dag en 'n baie geseënde week wat voorlê. Sien julle volgende week vir die dankdiens. Lekker dag.